Goeiemôre broeders en susters en kinders. Enkele afkondigings vanoggend voor die erediens. Die belangrike vanoggend is onthou vanaand se hervormingserediens saam met al die kerke en die klasses Transmagalies vind plaas om 6:30 by Gereformeerde Kerk Anlin en dit is die Gereformeerde Kerk Kameeldrif wat ons almal hartlik daarna toe uitnooi. Hulle hou dit juis by Anlin sodat hulle ons nie hoef plotte in plase toe te ry in die donker nie. So ons erediens vanaand is by die Gereformeerde Kerk Anlin om 6:30 saam met die kerke van die klasses. Na die tyd is daar ook verversingskoffie en tee. Dan vanoggend se kollektes is vir die diens van barmhartigheid. En omdat dit hervormingssondag is die gebruik dat ons kollekte by die deure gaan vir die Bybelverspreiding. So vanoggend se kollekte by die deure, omdat dit hervormingssondag is en Oktober ook die hervormingsmaand is ons kollekte Bybelverspreiding by die deure. DV volgende Sondag is dit weer vir die emeritaatsversorging. Dan is dit wat ons afkondigings betref voor die diens, die ander sal ons na die erediens hanteer. Kom ons sit so en dan raak ons stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, Hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 84, daarvan vers 1 en vers 3. Nadat ons dit gesing het, kan ons weer ons sitplekke inneem. Psalm 84, die eerste en derde vers, waarna ons weer ons sitplekke kan inneem. Is 'n 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 'n
Vanoggend luister ons na ons geloofsbelijdenis, soos dit ook vir ons opgeteken is in die Heidelbergse Katekismus. Sondag 7 word die vraag gevra, word al die mense dan weer deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Dan is die antwoord nee, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelei word en al sy weldade aanneem. Dan die vraag, wat is 'n ware geloof? 'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis, waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het, vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart het. Naamlik, dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Dan die belangrike vraag, wat moet 'n Christen glo? Dan is die antwoord alles wat in die evangelie aan ons beloof word en wat in die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in die hoofsaak ook leer. En dan is die vraag, hoe lei hierdie artikels? En die wonder is, ons almal ken dit, want ons bely dit elke Sondag. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanoggend, nadat ons geloof ook saam kon bely, na die wet van die Here. Juis omdat ons in hom glo, daarom wil ons hom ook gehoorsaam. En dis die mooi daarvan, ek verduidelik dit altyd vir die katekisasiekinders, 'n ware geloof gaan oor kennis, vertroue in jou hart en dan dankbare gehoorsaamheid. So jy kan dink kop, jou hart en jou hande in diens van God. En dis hoekom die wet so belangrik is, want die wet sê vir ons hoe ons God in dankbaarheid moet dien, omdat hy nie net gesê het hy is ons God nie, maar omdat hy ons ook in sy groot liefde en genade in Christus gered het. So kom ons luister vanoggend en dan dink ons, hoe dien ons God ook in ons dade, in die manier hoe ons lewe, wanneer ons na Eksodus 20 luister. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God.
dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Ons antwoord vanoggend daarop met die sing van Psalm 25, daarvan vers 5 en 7, waarin ons dan bely, ja, Gods weg is goedheid, klaarheid, en sy werk altyd getrou, vir wie wandel in sy waarheid en op sy beloftes bou. Kom ons sit so en dan sing ons saam vers 5 en vers 7 van Psalm 25. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n voorreg om vanoggend ook saam ons kosbare geloof te kon bely en te kan bely dat dit alleen deur U genade is dat ons gered is. Gered is in ons Here Jesus Christus, wat ook vir ons aan die kruis op Golgotha gesterf het. Dat dit alleen is deur U Heilige Gees wat nie alleen hierdie kennis aan ons geopenbaar het in die Bybel nie, maar wat ook vir ons die vertroue daarin gegee het in ons harte.
En daarom bid ons, Here, dat U ook hierdie erediens vanoggend sal gebruik om deur die woord en deur die Gees nie alleen ons geloof te voed nie, nie alleen ons harte en ons vertroue in U te versterk nie, maar ook om elkeen van ons op te roep tot 'n dankbaarheidslewe, tot die eer en tot die verheerliking van U heilige naam. Daarom vra ons, seën ons vanoggend by die aanhoor van die evangelie en stuur ons hier uit om 'n lig te wees in 'n donker wêreld. ‘n Wêreld wat smag na die verlossing waarin elkeen van ons ook reeds deel. Daarom is dit ons gebed dat U ook in hierdie tyd waarin ons leef ons sal gebruik soos U ook in die geslagte heen mense gebruik het om U evangelie na buite uit te dra. Om U evangelie ook te beskerm en te bewaar. Daarom dank ons U ook dat ons vandag in besonder en vanaand ook saam met ander gemeentes en in hierdie afgelope Sondag en die Sondag wat kom, ook teruggevat kan word na die hervorming van die 16de eeu. En dat ons elkeen daaruit ook kan leef. Daarom vra ons dat U elkeen van ons nie net dankbaarheid sal gee nie, maar 'n dankbare gehoorsaamheid. Ons vra dit want ons weet wie ons is. Ons het dit sopas ook gesing, ons is mense wat menigmaal gesondig het en steeds sondig. Mense wat totaal afhanklik is van U genade. Daarom bid ons hierdie gebed in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus ons Here. Amen. Vanoggend, broeders en susters, kom ons by Galasiërs hoofstuk 3, daarvan vers 1. Ons kernverse is die eerste 2 verse, julle Galasiërs, is julle dan sonder begrip? Weet julle verstand benewel? Jesus Christus is tog so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as te ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou, of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin, wil julle nou in eie krag eindig? Was al julle swaar kry dan verniet? Dit kon tog nie verniet gewees het nie. Hy wat julle met die Heilige Gees toerus en kragtig onder julle werk, doen hy dit omdat julle die wet onderhou of omdat julle die evangelie glo? So was dit ook met Abraham. Hy het in God geglo en God het hom vrygespreek. Julle sien dus dat die wat glo kinders van Abraham is. Die skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring. In jou sal al die nasies geseën word. Dit is dus die wat glo wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek. Want daar staan geskrywe, daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. En dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik. Want hy wat deur die God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. By die wet gaan dit egter nie om die geloof nie,
maar om die daad. Want daar staan, hy wat doen wat die wet sê, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meegebring het, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. Broers, ek gaan nou 'n voorbeeld uit die gewone lewe neem. As testament wat deur 'n mens gewerk is, eers geldig is, kan niemand dit ongeldig maak of iets daaraan toevoeg nie. God het sy beloftes aan Abraham en sy nakomeling gegee. Daar staan aan nakomelinge, meer as een, maar en aan jou nakomeling net een, en hierdie nakomeling is Christus. Hiermee wil ek dit sê, God het 'n verbond met Abraham gesluit en dit toe al geldig gemaak. Die wet wat eers 430 jaar later gekom het, kan nie hierdie verbond ongeldig maak, sodat God se belofte aan Abraham nie meer sou geld nie. As 'n mens dit wat beloof is kry op grond van die onderhouding van die wet van Moses, kry jy dit nie meer op grond van die belofte nie, en God het sy genade aan Abraham juis deur 'n belofte gegee. Watter doel dien die wet dan? Dit is later bygevoeg as gevolg van die sonde, en dit is bedoel vir die tyd totdat die nakomeling, op wie die belofte betrekking het, sou kom. Engele het die wet deur middel van 'n tussenganger aan die volk gegee. Maar as daar net een is wat handel, is 'n tussenganger nie nodig nie, en God is net een. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend. Kom ons antwoord daarop deur saam te sing, Psalm 96 vers 1 en vers 8. Laat aarde en hemel juig voor hom, want hy, die wêreldregter, die strenge saak beslegter, groot in geregtigheid, hy kom waar en getrou, sy strafgerig te hou. Kom ons sing vers 1 en vers 8, Psalm 96. Soos ek genoem het, broeders en susters, ons kernvers vir oggend, daar waar Paulus vir hulle sê, julle Galasiërs, nou moet 'n mens eintlik baie hard praat as jy hierdie vers lees, want dis eintlik asof hy met hulle raas. Julle Galasiërs, is julle dan sonder begrip? Jy kan ook daar sê, is julle dan dwaase? Weet julle verstand benewel, sê hy. Jesus Christus is tog so duidelik aan julle verkondig,
dat julle hom as te ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet, het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses of deur die evangelie te glo? Nou vanoggend dan is dit ons kerngedeelte en is belangrik hierdie, want onthou ons kyk na die goeie nuus van ons verlossing, want dit is so, ons verlossing is 'n verlossingsfeit noem 'n mens dit. En ons kyk na daardie goeie nuus in hierdie kwartaal, juis omdat dit hervormingstyd is in die lig van die 5 sola uitsprake van die reformatie. Nou as mens wil weet wat die 5 sola uitsprake is dit maklik om te onthou. Dis eintlik 'n belydenis, dis 'n opsomming van alles wat God vir ons in die Bybel, in die evangelie beloof en sê. En hoekom kyk ons daarna? Want dit gebeur maklik, soos wat dit by die Galasiërs gebeur het, dat jy 'n ander evangelie begin aanhang, sê in hoofstuk 1. En ons moet kyk of ons nie dalk dieselfde fout maak as wat die Galasiërs gemaak het nie. Watter fout? Die fout om te dink dat ons met ons eie menslike krag God se vryspraak kan bekom. Hoor hoe duidelik sê Paulus dit vir ons. Julle het met die krag van die Gees begin, gaan julle nou met menslike krag eindig. En onthou dit, Paulus het dit in hierdie hele brief die heeltyd gesê, daar is nie 'n ander evangelie nie, daar is nie 'n ander pad wat 'n mens kan loop nie, hoofstuk 2, en vanoggend sê hy vir ons, daar is ook nie 'n ander krag nie. Alleen, vir die wat nie weet nie, alleen beteken sola, die pad wat God vir ons gee, die evangelie wat God vir ons gee, die krag wat God vir ons gee. Daarom die 5 sola uitsprake wys vir ons op wiese krag ons moet vertrou vir ons verlossing. Wys vir ons of ons nog die reguit pad van die evangelie loop. Watter 5 uitsprake, onthou dit? Christus alleen, geloof alleen, die Bybel alleen, genade alleen, en dan belangrik die eer aan God alleen. Nou verlede week het ons dit mooi gehoor. Christus alleen, met Christus is ek gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Daardie was ons kernvers verlede week. Christus leef in my. Wat sien mense as hulle na my lewe kyk? Is dit Christus wat in my leef? Christus alleen. En vanoggend in ons kernvers kom Paulus daarby terug. Hy sê, julle voor wie se oë Jesus Christus so duidelik as 'n gekruisigde geteken is. Hy sê, julle het die evangelie so duidelik gehoor, dat julle as te ware vir Jesus aan die kruis sien hang het. Die vraag is nou, hoe word hierdie waarheid van die evangelie, die goeie nuus van God se genade in Jesus Christus, deel van 'n mens se lewe? Hoe kan ek vir myself die weldade van Christus toeëien, of soos ons dit bely in Sondag 7 van die katekismus aanneem? Nou hieroor is die Bybel baie duidelik. Sola fide, geloof alleen. Geloof alleen. So bely ons dit, as ons sê, word al die mense dan weer deur Christus salig? Baie eenvoudig, gaan alle mense eendag in die hemel wees? Dan is die antwoord nee, slegs die wat deur 'n ware geloof by Christus ingelyf is, word deel van die ewige heerlikheid. Ons praat van regverdiging deur die geloof alleen. So sê Paulus dit ook vir ons in hoofstuk 2 vers 16. Ons kan dit saam lees op die bord ook. En tog weet ons dat 'n mens nie op grond van die nakoming van die wet geregverdig kon word nie, maar slegs deur die geloof in Jesus Christus. Slegs deur geloof in Jesus Christus
kan 'n mens geregverdig word? Nou, dis 'n baie groot woord, geregverdig, maar dit is 'n baie belangrike woord. Ons hoor dit baie in die kerk, regverdiging of geregverdiging. Hoor jy ook baie keer die woord vryspraak of jy word vrygespreek. Ons het dit vanoggend ook gehoor in ons teksgedeelte. Op grond waarvan is jy vrygespreek? Nou as jy hierdie woord verstaan en verstaan waarom dit in die Bybel gebruik word, dan verstaan jy ook die evangelie. Nou die agtergrond vir die woord geregverdig of regverdiging en vryspreek en vryspraak is die van 'n bekende beeld wat ons almal ken, 'n hofsaak. 'n Hofsaak. So kom ons ook Psalm 96 vanoggend moet sing van God die strenge saak beslegter. Daardie mooi woorde, groot in geregtigheid hy kom. Hy kom waar en getrou sy strafgerig te hou. Dan sê ons ook God is die wêreldregter. Alle mense, jy en ek in kluis gaan voor God se regterstoel verskyn. Nou onthou wat doen 'n regter vir die wat dit nou nie weet nie? Hy kyk na die persoon wat voor hom staan. En dan moet hy sê skuldig of onskuldig. Regverdig of onregverdig. En wanneer hy na die feite op die tafel gekyk het en hy sê die persoon is onskuldig, dan verklaar hy die persoon regverdig en hy spreek hom of haar vry. En God is die hoogste regter. Dit het ons vanoggend ook al gehoor. Wat oor elke mens se lewe uitspraak gee. Jy en ek staan saam met al die ander mense voor die regter. Kom ons vra dit vanoggend vir mekaar. So kan jy voor die regter staan, wat's die feite wat op die tafel is? Hoe lyk ons vir die regter? Nou dis wat Paulus kom doen in hoofstuk 3, hy sit die feite op die tafel. En hy sê dit nie uit sy duim uit nie, hy gaan haal dit uit die Ou Testament uit. Dis interessant, as jy Galasiërs hoofstuk 3 vat, en jy lees vers 6 tot 13, dan gaan jy sien, daar is 7 aanhalings wat Paulus uit die Ou Testament uit gaan haal het. 7. En die feit is, baie duidelik stel Paulus dit, Deuteronomium 27 wat hy aanhaal, baie eenvoudig, vervloek is elkeen wat nie by alles wat in die boek van die wet geskryf staan, hou en dit uitvoer nie. Baie eenvoudig sê hy dit, al die feite saamgevat, vervloek is elkeen wat nie by alles wat in die boek van die wet geskryf staan, hou en dit uitvoer nie. Dis die feite op die tafel, vervloek en skuldig. Want, hoe mooi sê die Bybel dit vir ons. Dawid het dit eintlik in die Psalms vir ons mooi opgesom. Psalm 143 sê Dawid, moet tog nie die dienskneg voor die gereg daag nie. Want niemand wat leef, is voor u regverdig nie. Niemand is voor u regverdig nie. Psalm 14, vat Dawid dit nog dieper, dan sê hy, almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar's nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Paulus self in sy brief aan die Romeine, daar in hoofstuk 3, vat hy dit ook saam, al die feite van die Ou Testament. Niemand sal hom dus kan verweer en verdedig nie, want die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie, inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Dis die feite op die tafel. Alle mense voor die regter staan skuldig, ek en jy ook. En dis juist by hierdie punt, waar kom ons nou met die dwaasheid van die Galasiërs na vore gekom het. Wat was die dwaasheid van die Galasiërs gewees, Herman? Die dwaasheid van die Galasiërs, broers en susters,
kom daarin na vore dat hulle nie meer met die feite op die tafel gewerk het nie. Dis hoekom Paulus hulle dwaase noem. Hoekom hy vir hulle sê, is julle dan sonder begrip en weet julle verstand so verduister. Dis hoekom hy met hulle raas. Nou let mooi daarop, daar's 'n verskil tussen iemand wat onkundig is, iemand wat sê ek weet nie, en 'n dwaas. Daar's 'n verskil tussen die twee. 'n Dwaas is baie erger as iemand wat onkundig is. Hoekom? Want 'n dwaas is iemand wat al die regte inligting het, al die feite ken, maar steeds die verkeerde rigting inslaan. En die Galasiërs is dwaase. Hoekom? Hoor wat skryf Paulus vir hulle. Hy sê, julle het die feite gehad, so duidelik dat voor julle oë kon julle vir Jesus aan die kruis sien hang. Hy het die evangelie self aan hulle verkondig, en hy het dit so aan hulle verkondig, dat hulle as te ware Jesus self aan die kruis sien hang het. Hy het self duidelik vir hulle gewys dat die enigste evangelie is die evangelie van die gekruisigde Here. Sola Christus, ja. Dit bring mens terug by die hofsaal, voor die aangesig van die regter, voor die aangesig van God. En Paulus sê dit vir hulle, tog weet ons, dat 'n mens nie op grond van die nakoming van die wet geregverdig kan word nie, slegs deur die geloof in Jesus Christus, slegs in die kruis van Christus. Ons weet dit, maar ons leef dit nie altyd nie. En dis die dwaasheid van die Galasiërs. Hulle het presies geweet wat in die Bybel staan. Hulle het die geskiedenis geken, hulle het die wette geken, hulle het die bepalings en die profesieë en selfs die psalms het hulle gesing. Maar hulle het nie die evangelie gehoor nie. Hulle het gedink as die regter na ons kyk, as ons voor God gaan staan en ons kan al hierdie dinge doen wat in die wet staan en ons is gehoorsaam daaraan, dan sal hy ons mos regverdig verklaar. As ek so kan lyk, dan is ek reg by God. Nou, hulle is reg as hulle dit sê, mens moet dit onthou, die wettisisme is reg op hierdie punt, want die Bybel sê, wie die wet nakom, sal daardeur leef. Maar, die dwaasheid kom na vore in die ander feite wat buite rekening geraad word, dat niemand, soos ons dit gehoor het, niemand, geen mens behalwe Jesus Christus, die wet kon nakom tot op die letter nie. Alle mense het afgedwaal, almal het gesondig, behalwe Jesus Christus. Hy is die een mens wat, hoor mooi, deur die aardse regter Pontius Pilatus self vrygespreek is, wat gesê het, hierdie man is onskuldig, ek vind geen skuld in hom nie, wat deur die hemelse regter God self regverdig verklaar is. En dit is juis waarin, kom ons noem dit die diepte van die evangelie lê. Hoekom ons hom aan die kruis moet sien. Want hy hoef nie daar te hang nie. Hy hang daar in ons plek. Hy het ons vervloeking op hom geneem. Hoe weet ons dit? Paulus vat ons weer terug na die feite toe. Hy vat ons terug na Deuteronomium toe, want daar staan geskrywe in die wet, vervloek is elkeen wat nie by alles wat in die boek van die wet geskryf staan hou en dit uitvoer nie. En dan leer hy ons, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Sien, dis hoekom die kruis so belangrik is. Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. En Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet, toe hy in ons plek vir ons sondeskuld vervloek is. Dis die regverdiging van die gelowige, die werk van Jesus Christus in ons lewe.
Die vryspraak, hoor mooi, werk so. Christus se volmaakte gehoorsaamheid en regverdigheid word ons toegereken en geskenk. Ons ongeregtigheid word op die sondelose lam van God gelê. Die oordeel van God, die vervloeking van die hemelse regter oor ons sondes, lê op hom. En daarom sê ons sola Christus. En dit moet ons besef, ons staan voor die regterstoel van God vandag. Hoe lyk ek en jy vir God? Hoe lyk ons vir die regter? En dis die troos. Die troos is Christus se volmaakte gehoorsaamheid en regverdigheid is ons reeds toegereken en geskenk. Al was julle skarlakenrooi soos van sonde, soos bloed, julle sal wit word soos wol, soos sneeu, sê Jesaja. Dis hoe jy vir God lyk, as jy in Jesus Christus glo. Maar die vraag is, hoe word hierdie evangelie deel van my lewe? Mense wil so graag weer die juk van die wet opneem, en nie meer sê sola Christus nie, maar Christus plus. Ek plus Christus, my werke plus Christus. Die eie ek stel langs Christus. Dit is amper asof mense dink die goeie goed wat ek doen, moet langs die kruis staan om die kruis reg op te hou. Nee, dis dwaasheid. Dis dwaasheid, sê Paulus. Geloof alleen. Regverdiging deur geloof in Jesus Christus alleen. Wie geregverdig is, sal deur die geloof leef. En die bewys daarvan, die bewys gee God vir onsself. Dink 'n bietjie daaraan. Die wettisisme gaan altyd terug na dit wat in die Bybel staan en daarom moet ons ook teruggaan daarna toe. En die antwoord daarop lê in die Bybel. Waar in die Bybel? Kom ons gaan terug na die vader van al die gelowiges toe, sê Paulus vir ons. Gaan terug na Abraham toe. Gaan terug na Genesis 12 toe. Dit is belangrik, Genesis 12 begin daar. Nie by Genesis 17 of by Exodus nie, Genesis 12. Gaan na Abraham toe. Dan sê hy, Abraham was geregverdig voor God, voordat die wet ontvang is. Hy het die belofte van 'n groot nageslag en die belofte van die geboorte van Christus waarin al die nasies geseën sou word, ontvang lank voordat die wet gegee is. Paulus sê dis 430 jaar voordat die wet gegee is, het Abraham al die belofte ontvang en die belofte van Christus se koms. En daarom ook selfs die verbondsteken van besnydenis, want ons weet die wettisisme wou ook daarna toe teruggaan. Waarop die Jode soveel klem gelê het in daardie tyd van Galasiërs. Selfs dit is eers in Genesis 17 ingestel, nadat God sy verbond gesluit het, nadat God die belofte gegee het. En daarom is die onderskeidende teken, hoor mooi, van 'n kind van God, wat jou soos 'n kind van God laat lyk, nie die besnydenis sê hy vir hulle nie, ook nie die nakoming van 'n klomp Ou-testamentiese gebruike nie. Al wat jou 'n kind van God maak, is geloof in Jesus Christus. En geloof is 'n gawe van bo. Dis 'n mosterdsaadjie wat God in jou lewe plant, deur sy woord en deur sy gees. En dit groei tot 'n reuseboom, omdat God self dit deur sy woord en deur sy gees versorg.
En daarom as ons kan afsluit vanoggend, dis hoekom Paulus gevra het, julle het met die krag van die Gees begin, gaan julle nou met julle eie krag probeer eindig. Paulus ken die antwoord. Die Galasiërs het die antwoord geken en ons ken die antwoord ook. Daar's nie 'n ander krag nie. Alleen die krag wat God vir jou gegee het. Die geloof alleen. Amen. Kom ons dank saam. O Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend ook ons geloof hier saam te kon bely, om ook die evangelie daar rondom te hoor. Dankie vir die gawe wat U vir ons gegee het van die Heilige Gees en U woord waardeur U ook hierdie geloof aan elkeen van ons geskenk het. Die kosbare geloof in ons Here Jesus Christus. Dankie ook vir al die ander goeie gawes waarmee U ook ons lewe in stand hou. En daarom wil ons U vanoggend ook dank vir kos, vir klere, vir dit wat die liggaam ook staande hou, vir krag en vir gesondheid. En ons weet ons kan ook aan die troue vadersorg opdra, elkeen van ons broers en susters in hierdie gemeente wat ook swak is weens gesondheid en ouderdom, elkeen wat worstel, ons dankie dat ons kan vra Here dat U ook daar die krag van volharding sal gee. Ons bid ook Here dat U nie net ons gemeente nie, maar ook U kerk oor die wêreld heen sal seën, dat U ook deur U kerk, U koninkryk sal laat sigbaar word. En elke dag bly dit ons gebed, dat U ons sal verlos van die bose. Vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar om Christus ontwil. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Ons gaan saam sing vanoggend Psalm 146. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof. En om wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Soos ek sê, gelukkig kan hierdie kant ook nou saam sing.
want hulle moet hom ken, hulle almal ken hom. Ons sing vers 1 en vers 2 wat sê, moet op prinse nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind, op die mens jou hoop nie bou nie, want as God hul gees ontbind, keer hul na die aarde weer, en hul raadslag stort neer. Ons sing vers 1 en vers 2, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.